Hallo daar, my naam is Patrick Kennedy. Ek het gedink ek gaan maar net so lank begin en hierdie gaan 'n bietjie meer morsig wees. So ons gaan 'n bietjie praat oor die afgelope week se nuus. Ek hoop om hierdie in 'n weeklikse template in te verander en as ek eerlik is, dis nou maandagooggend. En ek sou graag wou dit vrystel teen nou en klaar gewees het sondagoggend. So in die toekoms sal dit beter wees, meer afgerond en ek weet nie, net bietjie beter. So ek vra 'n bietjie grasie, maar kom ons val dan in. Suid-Afrika, die afgelope week. Die grootste ding wat mense oog vang is natuurlik die BEE, die swart bemagtigingswette. So in my persoonlike opinie, ons kyk nou al na baie internasionale nuus en ons kry baie blootstelling en dis baie goed vir ons. Die kern van die saak in die media gaan meestal oor die plaasmoorde, maar as ek eerlik is, dis 'n baie meer ingewikkelde probleem om aan te pak en daar's baie meer strypunte. Een ding wat aandag kry wat ek baie bly is oor dat ons dit net kan begin aanspreek, is die BEE probleem. Dis heel eenvoudig, dit werk nie. Dit is sleg vir my, dit is sleg vir jou en dit is sleg vir elke wit, bruin, blou en geel mens in ons land. Maar op die ou einde van die dag kom dit af na vraag en aanbod toe. Is daar noodsaaklikheid? Daar's 'n gap, daar's 'n gapingkie in die mark. Iemand moet daai markgaping vul en hulle doen dit. Hulle kry mense onder hulle, daai mense word aangestel, hulle verdien inkomste en so gaan die siklus aan. Hulle het nou geld om te gaan bestee in ander gapings in die mark of in ander nuwe areas. Of dit nou is hulle wil 'n koffie gaan kry of dit is hulle wil 'n nuwe rekenaar koop of dit is hulle wil 'n spaza oopmaak. Nou die middelklas is dies wat gaan top en top en top met hierdie nuwe wetgewing. Die ding is wat die mense probeer doen is die ANC wil quotas instel. Kom ons stel dit eenvoudig. Hulle wil quotas instel om te sê wat moet waar wees en hoekom. Maar weet jy, die mark en ons behoeftes werk nie met quotas nie. En ons aanlegte en ons vermoëns werk nie met quotas nie. So die probleem nou met hierdie ingryping, hoekom vrouens veral onderdruk is hier, is in die gesondheidsafdeling van ons land. Is dit mos nou oorweldigend vrouens. In die onderwysafdeling van ons land is dit ongelooflik baie vrouens. Nou is die oplossing tot hierdie, wys vir my 'n plan waar jy gaan van die vrouens ontslaa raak en mans inbring. Gaan dit nou die stelsel verander of enigiets verbeter? So ook ironies genoeg, as mens kyk na die staat self, die publieke administrasie, dan gaan ongeveer 13,000 swart mans hulle poste verloor. Want hulle het ook te veel swart mans in hulle ding. Daar's 'n wanverspreiding, maar hierdie goed gebeur mos nou. Dit is net natuurlik. Dit ewe uit met tyd. Maar soos ek sê, die beginsel bly eerste. Los op die probleem. Skep iets wat mense wil hê, wat mense bereid is om voor te betaal en wat mense bereid is om in te glo. Dan sal die res mos nou daaruit ontwikkel. Nie waar nie. Al hierdie kom nou te midde van aanpassing in die staat se vooruitskatting vir ons ekonomiese groei van hierdie jaar. Dis aangepas van hulle glo net onder 1% se groei hierdie jaar. Nou dit behoort amper verseker 0% se groei te wees hierdie jaar. Nou ek het gaan uitwerk die afgelope 10 jaar. So wat ek wil probeer doen met hierdie is ek wil ons oog net probeer hou op 10 tot 15 jaar. As ons praat van oplossings. As ons praat van probleme wat inherent is. So daar is baie probleme met onregverdigheid en rasongelykheid in ons land. Maar hierdie is nie die manier om dit op te los nie. So kom ons praat nie van 94 of apartheid of selfs 2000 nie. Ons praat van 2010, ons praat van 2015 tot nou toe. 10 jaar is genoeg tyd om te begin wys, al is dit nie opgelos nie, maar te begin wys, jy is op pad om dit op te los. Of dit nou Eskom is, BEE of enigiets anders. 10 jaar tot 15 jaar is mos nou sekerlik genoeg om te wys wat jy kan doen. Die afgelope 10 jaar se jaarlikse gemiddelde groei is 0,7%. Nou waarom dink ons is hierdie? As ons nou kon doen, net bloot wat elke ander ontwikkelende land in Afrika gedoen het. So ek praat nie eers van die China's nie, ek praat nie van Amerika nie of Europa nie, ek praat nie eers
van so sleg soos Zimbabwe nie. Maar kom ons dink nou aan die lande soos Namibië, Botswana, Kenia, Tanzanië. As ons net bloot gedoen het wat mense sou sê as staatsbestuur 101. Basiese beginsels van wat ons doen en nie onnosele bemagtigingswette wat nie effektief is nie. Net basiese staatsbestuur. Sou ons nou met 4,5 triljoen rand meer sit in ons ekonomie, van 2010 af tot nou toe. Net met die basiese, dis 30% groter as wat ons nou is. Is dit nie beter vir die swartes, die wittes en enige jong, oud mense in ons land nie? Sou 4,5 triljoen rand nie beter wees vir ons almal nie. Maar nee, dit sou nie, want daai 4,5 triljoen rand sou beteken sowat 500 miljoen rand minder in die sakke van die boonste kringe. Maar dis mos nou vir hulle 'n regverdige prys om te betaal. Okay, so kom ons kyk na waarom is hierdie ekonomiese toestand waar hy is. So ons het nou natuurlik gepraat van die groter aanleiding, die ekonomiese bestuur en die wetgewings in ons land, maar as ons nou ook kyk na die kleinere prentjie van die afgelope jaar en die media druk wat ons kry. So Trump is op 'n missie, ons sien dit reg deur die wêreld, en hy het tariewe ingestel ook mos nou vroeër hierdie jaar. Nou let wel, hierdie tariewe gaan hand in hand met 'n verbrokkelende verhouding met Suid-Afrika en met verskeie ander lande in die wêreld, veral die BRICS-tipe lande en die ontwikkelende lande. So Trump het tariewe ingestel en hy het hulle uitgestel tot einde Julie. Dit is omtrent 6 weke van nou af. Onder andere is die USA onttrek en ons sit ook met AGOA probleme. So AGOA is die onderhandelingsooreenkomste wat ons het met Amerika. Hierdie is ook op die oomblik uitgestel en die afbreek van die AGOA ooreenkomste het direk gelei tot omtrent 1/3 vermindering in ons kaartparte en kaaruitvoere. Hierdie is want Amerika is self verantwoordelik vir 'n groot deel van al ons kaaruitvoere. Europa doen nie veel nie en China en Asië het 'n soort van hulle eie ding. Buiten dit sê mevrou Lisa Stein laas week dat ons is op pad om nog 'n ontploffing in die mynindustrie, wel nie 'n ontploffing nie, 'n boom. Ek sukkel om so perfek Afrikaans te praat. Al doen ek natuurlik nie. Ons mis hierdie boom wat nou gaan kom. Ek neem aan dit is hoofsaaklik as gevolg van die wêreld wat krap vir enigiets wat nie geld is nie. Jy weet, as ons nou kan goud hou, is ons baie beter as om enigiets soos 'n dollar of 'n rand te hou in vandag se tyd. Maar die punt is Suid-Afrika behoort 'n moerse mag te wees in die wêreld van die mynbedryf. Ons het regtig ongelooflike hulpbronne in ons land. En ons het op 'n tyd verskriklik baie uitgevoer. En ons kan nog steeds 70% van die wêreld se platinum, daar's so baie statistieke wat mens kan noem. Mens kan omtrent 5 tot 10 goed noem wat ons net meer het as enigiemand anders in die wêreld. En dit is nog nie eens gepraat van ons ideale ligging in die geopolitiek nie. Buitendien, Lisa Stein sê ons is 62ste uit 84 geplaas in die mynbedryf in die wêreld. 62ste. Nou, waarom is hierdie en waarom bestee mense nie in ons land nie? So die swart bemagtigingswet is 'n groot deel, maar buiten dit is dit meer die politieke mentaliteit van ons land. Is dat dis 'n groot risiko vir iemand om geld te kom bestee in ons land, want daar's 'n dubbel faktor hierso. Die een is sielkundig. Is ons kweek 'n swak mentaliteit in ons volk. Mense is nie produktief nie. Mense is nie hardwerkend nie. Mense is nie trots nie. Mense bou nie soveel as wat hulle kan vir hulle self en vir hulle samelewing 'n lewe nie. Iets volhoubaar nie, 'n maatskappy nie. Hulle wil alles hê. En die staat maak asof dit is hoe dinge behoort te wees. En as jou ma vir jou die hele tyd lekkers gee, jou ma, dan gaan jy mos nou dink jy moet lekkers eet die hele tyd. En dan gaan as iemand anders as jou vriende kom en vir jou 'n stuk broccoli gee en vir jou sê nee, hoor hierso by jy groei nog. Hierdie een is beter vir jou, dan gaan jy sê wel jy's nie my ma nie.
ek weet nou die staat is nie ons maar nie, maar weet jy, ja, hulle versterk hierdie swakmentaliteit. So, buiten dit is die ander faktor laat dis baie onstabiel. Dit hang af van leier tot leier. Wie gaan die inkom en wat gaan hulle doen? Jy weet, gaan hulle nou net hier kom en sê, okay, vandag het ons nou besluit in die volgende 5 jaar moet jy 111.000 vrouens vervang in jou mark. Ons praat nou nog nie eers van Eskom en load shedding nie. Ons praat nie van die gruwelike toestand van Transnet nie. Ons praat nie van die aaklige toestand van ons paaie nie. As ek $1 het, dan bestee ek dit in enige Afrika land behalwe Suid-Afrika. Van buite af nou. Ek is natuurlik hierso besig om my nie eers $1 te probeer bestee in hierdie land nie. Maar as ek nou dink aan die eenvoudige groeies van die ekonomie. Ek het geld, ek wil dit belê. Ek wil dit belê in ietsie wat seker is. Waar ek kan insit en ek kan my $1 insit en ek kan redelik seker wees, weet jy, hierdie mense werk hard. Hierdie ligte bly aan vir hulle om hard in te werk. En weet jy, as hulle klaar hard gewerk het, dan gaan ons daai dingetjie kan vat en ons gaan kan op 'n pad sit en ons gaan kan uitvoer. En dan gaan ek 'n return on investment kry. Ek gaan eintlik 'n rede hê om my geld neer te sit in die eerste plek. Ons het nie dit nie. Beide in die staat, in die wetgewing self en in die mense, in ons volk. En ek sluit wat is hierso in. Ek weet ons werk oor die algemeen harder, maar ons moet ook erken dat 'n groot deel van hoekom ons harder werk is in teenstryd. Dis nie noodwendig positief gegrond nie, dis nie gegrond op trots nie. Ons moet bietjie meer dit net grond op, weet jy, hierdie is die regte ding om te doen, waardigheid en beginsels. Dat is natuurlik die feit dat ons het nooit 'n tekort aan 'n dom skandaal nie. So, kom ons kyk net na 'n paar van hierdie afgelope tyd. So, ons adjunkt president, meneer Mashatile, is daar nou gevind na ondersoek laat hy omtrent, wat was dit, R350.000 'n aand net vir die hotelverblyf betaal het toe hy Engeland en Ierland besoek het so 'n paar jaar gelede. Dit is vir hom en sy vrou. Dink net gou daaraan, daar is een aand per nag, R350.000 per nag. En hy was daar vir omtrent 10 dae. So dan is daar ook die baie goeie bestuur van MK en meneer Potchefstroom. So daar was 'n Twitter lek gewees. Dit klink vreemd. Maar daar was 'n media leak en toe vind ons uit laat die MK party eintlik vir Floyd laat gaan. En toe kom die MK party en sê nee, dis fake news, dis nie waar nie. En toe 2 dae daarna het hulle hom laat gaan. Maar toe verander hulle sy pos na lid van parlement toe. Ek weet nie of dit nou soveel anders is wat hy gedoen het by die EFF nie, maar hierdie is ook omredes vir hy is lui en hy is arrogant. Klink dit bekend? Laastens op die lui en arrogansie punt is, ons het ons nou mooi met Cyril en Trump het 'n lekker by mekaar kominkie gehad en ons het bitter gak gelyk, dankie meneer Julius. Ek sou dink dat toe ons in toe gaan is daar dalk 'n oogie op die tariewe en nuwe handelsooreenkomste. Soos wat meneer Ramaphosa gesê het, hulle hoop om te doen. Ek het vroeër genoem, ons is 6 weke weg van die tariewe wat wel inskop. Die media het dit nog leliker geraak in terme van Trump se kant af. Hy het genoem, daar's nou 'n amptelike waarskuwing teen die besoek van Suid-Afrika vir die terroristiese, haatvolle en onveilige toestand van ons land. Blykbaar is ontvoeringe besig om toe te neem. Hierdie is nie fake news nie, ontvoering neem toe. Moorde is klein bietjie af. Ontvoerings neem op. Ek neem aan dat dit agtergekom en hoef niemand dood te maak nie. Hulle kan net hulle lewendig saamsleep. Fok. Maar hierdie bring ons na die Afrikaans FSA punt toe ook somme. So
die Suid-Afrikaner wat nie wil Suid-Afrikaner genoem word nie, meneer Elon Musk, wat al skadu president was van Amerika vir so rukkie, want hy mag nie president word van Amerika nie. Hoekom? Want hy is Suid-Afrikaans. Hy en Trump het toevallig 3 of wat dae nadat hulle verhouding of hulle formele staatsverhouding geëindig het hulle nou blykbaar 'n uitval gehad. So, dit het 'n bietjie lelik geraak, maar gegee die persoonlikhede van beide hierdie individue, en as ek net kyk met 'n groter prentjie, moet ek die vraag vra, glo julle hierdie is regtig? Ek weet dan nie. So, as ons net 'n paar van die, ek dink, gaan 'n bietjie oor die konteks skiep, ek hoop dit is fyn. Maar as ons net kyk na 'n paar van die goedjies wat gesê was, die groot goedjies is, daar was 'n groot Tesla crash. Dus ons kan nie maak of dit nie gebeur het nie. Ons praat van biljoene wat verlore is. Maar dit gesê, was daar ook biljoene verlore in die samewerking, in die verhouding tussen twee van hulle, en biljoene weer gekry. Dit sal vinnig weer terug by ons. Ons praat van 'n baie stabiele en baie sterk markgapingkie. Skoon energie in die enigste Amerikaanse een. Of die sterkste Amerikaanse een. En dan is daar die Jeffrey Epstein claims. So, hier is ook 'n ou wat hom erg ondersteun het, wat vir hom miljoene geskenk het om te kan president word. En hy is reg, hy het as nie die grootste hand nie gehad in Donald Trump herverkies kry. Gegee ook hy teen iemand gegaan wat letterlik nie kan dink meer nie, want hy is te oud, maar ons ignoreer daai. Mense was bereid om te kies. Wat vir my interessant is van die hele ding, want net is ek dink, hulle het so goed geëindig, hulle het so mooi van mekaar gepraat, en dit is so vinnig, dit is so spoedig op die einde van hulle verhouding. Dis vir my 2 mense wat regtig nie omgee oor jy wat hulle sê nie, jy weet. Ja, ek dink Trump is dalk naas Kim Jong-un die ou wat die meeste uitgehaal word op 'n daaglikse basis deur die wêreldse media. Regverdiglik so meeste van die tyd, net om dit te sê. Maar Elon Musk het ook al getoon vir ons, hy het die mees suksesvolle biljoenêr geword wat ons nog ooit gesien het, redelik toevallig. Nee, ek bedoel nie toevallig in sy wat hy bereik het nie. Wat hy bereik het hy definitief gedoen met bloed, sweet en trane. Wat ek sê is, hy het nooit gemik om die mees suksesvolste of rykste man ooit te wees nie. Hy het gemik om industrieë te beïnvloed. Hy het gemik om 'n impak te maak in die wêreld. Hy het nog voordat hy enigiets gedoen het gesê, ek wil 'n verskil maak in internet, in die ruimte en in skoon energie. En dis wat hy gedoen het. Hy gee regtig nie om as ons 'n klein simpel puntjie probeer maak en nou al my Tesla stock gaan verkoop nie. Of as ek nou sê Elon Musk is simpel nie, want hy het dit bewys deur om Trump te gaan help. Nadat hy gepraat het oor die sleg Trump is. En hy praat weer oor die sleg Trump is. So, op die einde van die dag is dit baie moeilik om die waarheid te onderskei tussen al die goed. Maar ek wil of net ook die punt maak is, wees bewus net dat hoe vinnig as daar nou skeiding kom tussen mense soos hierdie op hierdie status en vlak. Ons is 'n groot inding terwyl Trump en Elon Musk saamwerk. Hy is 'n Suid-Afrikaner, Driekus Du Plessis is wêreldkampioen, die Springbokke is daar 1000 reaction video's teenoor die American footballers. Ons is nou in die nuus, ons is nou 'n ding. Ja, dit is Vogue. Maar wat ons vergeet is, as jy 'n vlugteling is in daai staat, is jy 'n vlugteling net soos daai Mexikaan of daai derde generasie Ukrainian, dat jy kompeteer teen die ander Amerikaners ook, en jy gaan nie 'n spesiale status hê nie. En nog meer, so as jy kyk na die xenofobie in ons land en in elke ander land, kyk hoe sterk is die xenofobie daarso. En as hierdie nou so 'n groot punt is, dink julle nie die mense gaan jou haat nie. Ek wil nou nie te veel preek oor om te bly nie, want ek weet ons land is kak. Maar hy kan mooi wees as ons saamwerk. Hy kan mooi wees, maar elke moet sy besluit vir homself maak. Maar so dis nou die ding is dat die oomblik waar daar skeiding kom, kyk nie na die hoeveelheid xenofobie in ons land, in hulle land. En
kyk net hoe vinnig het dit gegaan van jy Elon Musk tot ja, hulle behoort om te deport terug Afrika toe. Selfs al is hy 'n Amerikaanse lid. Okay, so as jy tot hier gemaak het, wil ek net sê baie dankie. Ek sal net beter raak met tyd en ek beloof volgende week gaan dit klaar beter doen. So ek wil afsluit met 'n stukkie van die regter van die sense saak. Ek gaan nie kommentaar daarop lewe nie vir baie duidelike redes. Maar laat my weet dalk hier so onder in julle kommentaar wat het julle gedink daarvan. En ja, onwards comrade. A person who's representing two of the accused here to go and run a marathon. I must go and tell the JP. When the JP asked me, why were you not sitting, or the DJP, why were you not sitting on Monday? No, we're waiting for Advocate Nisi to come drive back to Joburg, to wherever, because he was running a marathon. This is South Africa, run by blacks. I can tell you now, even if you call me an Uncle Tom, I don't think a white advocate can have the gall to ask me that.